Asai, welkom kykers. Nog 'n show van Gooi Kole. Ja, ons gaan vandag 'n bietjie fokus op Brian, jy was daar by die launch van die skole rugby seisoen gewees. Ons sal seker 'n bietjie later 'n bietjie meer uitwy, maar vertel ons 'n bietjie van hoe dit was. Andrew, kyk, ek en jy was mos laas jaar baie betrokke by skole rugby Superliga verhaal. Toe ons die NSSR Finals, my zone NSSR Finals laas jaar gehad het ons klomp rugby hier op Hageging op stadion gehad, maar hierdie jaar lyk dit goed raak meer interessant. En dit lyk vir my Superliga is nie meer 8 spanne nie. Ons kyk nou na 12 spanne, 4 spanne het bygekom. Dit lyk nou ons gaan super Saterdag hê. Dit gaan ons bietjie vir julle meer vertel soos die episode aangaan, maar een ding wat ek ook kan sê is ons sien vooruit vir klomp rugby hierdie jaar. Ons sien klomp skole rugby. Ek weet die onder 15 het ook spanne bygekry, so dit gaan definitief net baie exciting wees. Daar's groot borg on board, Momentum is terug on board. As die main sponsor van die liga, dan het ons vir Zuko wat balle gaan gee en ons het ook vir Exco wat die national kit gesponsor het. So is baie interessant goed. Ja, vandag saam met Patricia in die kombuis, Johan Geldenhuys van Synergy, die koördineerder van die sales executives daarso. En dan so op ons show ook natuurlik sal ons bietjie praat oor die annual Ace Golfdag van wat NM Ace mos nou bymekaar sit en ja, so ons sal bietjie op dit fokus nie. Groot event, annual Ace Golfdag is die tweede keer wat dit gebeur. Laas jaar was dit 'n sukses. Hierdie jaar Charney, executive director van ACDT, sê ook self is hulle doen dit beter as laas jaar. So wat ek gedoen het vanoggend is ek het vroeg opgestaan, 'n draai gaan gemaak by Country Club, bietjie met Charney gesels. Soos ek gesê het, sy is die executive director van ACDT. Sy vertel ons nou 'n bietjie meer van wat alles gebeur by die golfdag, maar ons sal alles afneem by die golfdag en ons sal seker maak ons bring dit volgende week op die Gooi Kole episode om vir die kykers op te sien wat ons daar het. Asai, nee, ek dink nou mondvol. So ja, ons sal vir julle nou net weer sien. Well, viewers, as you know it, we are here at the Country Club getting ready for another big event that has been added to the sports calendar of the year. That's the annual ACE, the second edition. We're joined by Charney Botha. She's the executive director of ACDT. Charney, tell us, how excited are you for the second edition of this one? We're very excited. Last year was such a success and we're going bigger and better this year. So definitely excited to welcome back the previous players, welcome back new teams, and just have a great day to raise funds for ACDT. Okay, speaking of raising funds for ACDT, before we talk about anything else happening this year, how happy were you with last year and what you got to do for the kids with the annual ACE inauguration last year? Yeah, so we are very grateful. We raised enough funds last year to educate 1,855 children for a year. That's a lot of children. And of course, our goals are bigger this year. So we want to raise more funds. But last year we really saw the impact sport can have on education. And that we just want to, that message we want to elevate and run with this year and see how much more we can raise, all for education. Okay, let's start off with our sponsors. Yes. For this year's annual ACE, who do we have as our sponsors? Who do we have to thank for making this for making all of this possible, for giving back to the children? Yeah, just give us those names. First and foremost, we have our Legacy ACE partner, which is Powerline Africa. So they are on board again this year. They were a sponsor last year as well, so we're very grateful for them. They are our main event sponsor. And then we have 3 hole-in-one sponsors this year. Those ones are always interesting. Very last year, exciting. how many did we have last year? Also 3. Also 3. We have 3 again this year. 3 Okay. again this year. So we first of all have our Synergy Marketing. That is sponsoring a hole-in-one prize to the value of 300,000.
marketing package. Yes, a That's what I marketing heard about. package. Then we have Exco Group this year, which is our big one. You can get an exclusive corporate exposure kit for your company, your brand, to the value of 100,000. So that's a big one. A lot of money. I think personally I would You'd like want that that one? one. And then lastly we have Castle Light. And I think I would like that one. I don't even need to hear about the one about Castle Light. I think that one takes the cake for me, but let the viewers know. Yes, you can win beer for a whole year. For a year. So It's a yes, very I long think time. the players will be excited A about year that is one. very long. Yeah, so that's our hole-in-ones, and then we have a bunch of other partners on board. We have DZ Golf again, that's managing and organizing everything. We have Barge Architecton, which is doing our decor and prize giving area. Okay. We have Pupkewitz Motors on board. We have Who else are we leaving out? we have the entire Synergy group that's also doing our event sponsorships. Okay. I know Hansa, okay, that's the food related, but I know Henny's are also involved. Henny's and They're Hond bringing Lager their is Hond here. Lager. We have Miko Coffee that's Okay. going to sponsor the breakfast for all the players I this love year. Miko coffee. And we have, of course, Enjoy that's Yes. sponsoring the players, memberships and travel vouchers. Smoky Mary's Never forget Smoky Mary. Smoky Mary's Never forget again Smoky here. Mary. That's going to feed our players. That's going to be hungry. Hopefully they have those brisket burgers that they did have last year. I can still taste them Yes. from last year. And a very exciting addition to this year's annual ACE auction is Mututo Decor that's sponsoring a bunch of their exclusive decor items that we're going to auction off this year. So I think the players should bring their wives. Because the decor stuff, ne? Yes, I think so. I agree. I agree. Well, that's a beautiful initiative once again. On top of all of that, how's the day gonna go? How's the Friday gonna work out? How's everything set to happen? Yeah, so we are starting registrations here at Country Club at 9:30. Okay. And then we have shotgun start at 11. 11 o'clock. Yes, and then the players are going to be treated the entire day with over 10 activations on field. Lovely. So they're going to be fed, there's going to be drinks, there's going to be vibes. So they'll have a good fun day. And at 5 o'clock, we have a prize giving and auction starting. Okay. So where there's going to be many prizes to hand out, and even better, that's where we make the money at the auction. Yes. So we want to get the players to open up their wallets for that. And are the people allowed to come for the auction? Can we invite them? Or? So we have if you're involved with one of the players, and then please come. But yeah, it's not open for the entire public. Not all of us. If you have someone playing that's involved here, please do come make a turn at the auction and be a part of the good cause for the African Child Development Trust, giving back to the young children of our country. So anything else you'd like to mention? I think I didn't hear, we didn't mention LHN, did we? Oh yes, LHN is and also PDH, involved. they're also here. They're also Making sponsoring kapana, I a think. prize, like a kapana. There's going to be a coffee and wine is also here. So they're also sponsoring some of the auction items. So it's going to be a good day. Okay. Yes. So for you as the executive director, how important is it, or how do you feel when you can get to give back to the children of the country? How does that make you feel? Oh, it's my entire passion, and this is why we do it. So I mean, it's annual ACE is such a fun day, and I love doing it and love being part of it. But my passion at the end of the day is giving back to children, to education, and yes, thank you to everyone that makes that possible. And annual ACE is just a tool. We do that, but at the end of the day, we remember the bigger cause behind this all, and that's to educate our children and make sure they get what they deserve, which is quality education. And it's very important to get quality education at a young age, yes, not just when you're big. So we want to start at the grassroots, making sure we're sorting them out before we do get to anything else. But Charlene, thank you for your time. Thanks, we are all very excited for Friday. Let's all gather at the Country Club. It's going to be a big one. Second edition, annual ACE 2.0, so we're calling it. Yes, the 2.0 edition. 2.0. Okay, for the sponsors, for everyone else, thank you very much for being a part of this wonderful initiative. And we'll all be gathering here on the wonderful Friday to enjoy and to give back. Of course, at the same time, while you're enjoying, imagine hitting the ball, having some fun, but at the same time, you're giving back to the African child, and that's a good thing. Yes, it is. So thank you, and we'll see you at the Country Club. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second.
There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just 15 Namibian dollars per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. We have just concluded with the official launch, and we're also happy and proud and humbled and honored to be part of this collaboration between Momentum being the title sponsor, but we have got such amazing co-sponsors that this is definitely not, it's so much bigger than Momentum. We have Synergy on board, we have MyZone on board, Exco, Zuko, you can see with these sponsoring the balls. So it's going to be a very exciting year for school rugby. I'm extremely excited. I cannot wait to sit in the box and cheer. I will not disclose for who I will cheer. But yeah, may the best team win, I guess. Okay, we're joined by Christo Bronkhorst. Christo, a wonderful day out here. Thank you for coming out. Zuko showing support. Tell me, what is Zuko bringing to the table of this wonderful initiative? Zuko is the official ball sponsor for the NSSU Rugby. So we are going to be sponsoring all the match balls, all the warm-up balls for the next 4 years in this tournament. Lovely stuff. Okay, now just tell us, before we let you go, how nice does it feel for you guys to be a part of this wonderful initiative with youth rugby? I mean, it's great. As our name states, Zuko is the benchmark. So we really feel that this tournament, school rugby is the benchmark. So to be involved in such a wonderful tournament is really a great honor and a privilege as well. Lovely stuff. Are you excited for the rugby? Yeah, it's very, can't wait. Welkom kijkers by my braaihoekie. Soos Brian en Andrew gesê het, ons 'n lekker episode van ons gaan 'n bietjie annual ace praat en ook wat hierdie naweek gaan gebeur, en met my is 'n baie bekende gesig. Geen vreemdeling vir gooi kwale nie. Welkom terug Johan, soos jy kan sien, ons setup bietjie verander die jaar. Ja, definitief geupgrade. Geupgrade. Ja. Mense moet bietjie dinge anders te doen. Kan nie elke seisoen dieselfde goed wees. Presies, flankie vorentoe beweeg. As dit reg. Exactly. So soos ek gesê het, praat ons vandag bietjie annual ace. Yes. En jy was een van die mense van 'n groot span mense wat deel was van die beplanning, en annual ace gebeur vandag. Dit is aan die gang, soos ons praat, in jou hart brand seker en jou voete juk om daar uit te kom om golf te speel. Maar net vir ons kykers wat nie weet wat annual ace is nie, kan jy net bietjie vir ons vertel wat dit is en hoekom het dit begin? Okay, so daar's African Child Development Trust is 'n entiteit, legal entiteit wat onder die Emerald Sands platform val. So ek bedoel, hulle
kyk natuurlik vir al jou van grade 0 tot grade 3 toe. Distribute ons boekies vir hulle educational booklets en. So ons het nou verlede jaar 2025 het ons eerste golfdag gehad. Dit was in Julie maand, so dit was bitterkoud. Ek kan onthou. Ons het nice hemde gemaak en keppies en daai goed, maar almal het meestal in baadjies gespeel. So jy het nie regtig goed te sien nie, maar dit is 'n charity golfdag. All funds raised gaan natuurlik na die Africa Child Development Trust toe om te help met die education en die distribution van die booklets en. Maar ja, so ons het hierdie jaar nou ons tweede golfdag. Dit is 'n bietjie warmer in Februarie as in Julie. Wat nice is, maar ja, so ons het so 20 spanne wat ingeskryf het. Ons hele media partners, al ons media assets is goed betrokke by die dag. So ons sponsors by the likes of Powerline, Exco, Castlelight, Capricorn, jy weet, dis maar almal partners wat handvat saam met Africa Child Development Trust en hy distribution gedoen. Maar dis 'n charity golfdag, baie corporates kom aan board. En ja, so jy kyk so 'n veld van 80 spelers. Ons het lekker 3 hole-in-one gate op die golfbaan, so 'n great prys om te wen. Jy kan bier wen vir 'n jaar. Jy kan branding wen van Exco, van Castlelight kan jy bier kry. Synergy het marketing het 'n great marketing pakket van R300,000 wat jy kan wen. So hopelik kry ons hierdie jaar hole-in. Sou maar dink vas. Ja, laas jaar was daar 'n hole-in-one. Nee, daar was baie naby, maar nie in nie. Nou, gepraat van laas jaar, soos jy sê, dit was die eerste keer wat ons annual Ace golfdag nou het made its debut, om so te stel. Jy was een van die spelers gewees as ook die beplanningsspan van laas jaar. Kan jy vir ons net so 'n bietjie vertel hoe dit gegaan? Wat was die eindresult gewees? Kyk, vir die eerste dag is maar baie senuweeagtig en goed, so ek bedoel jy het baie reëlings om te tref, jy moet branding kry, maar bedoel daai goed so agter die rug. So hierdie jaar jy copy and paste en jy doen wat jy nie gedoen het nie, maar ek dink nie daar's enigiets wat ons beter moes doen nie. Ek dink die feedback wat se kry het is regtig great. Ek bedoel daar's groot golfdae in 'n jaar wat tussen Windhoek en Omaya gebeur. Ja. So annual Ace raak definitief 'n annual event vir corporates en ek bedoel baie pelle skryf in, nie noodwendig onder maatskappynaam nie, maar hulle skryf in as vriende want die ouens geniet die dag so baie. Laat hulle eintlik jy hoef nie onder 'n corporate inskryf nie. Ek bedoel jy kan pelle bymekaar slaan en dan skryf jy span in. Maar ek dink organizing en goed behind the scenes is redelik baie. Jy begin al 2-3 maande voor die tyd. Hierdie is 'n bietjie moeiliker hierdie jaar want dis oor November, Desember wat actually nul op 'n skaal is. Almal is op vakansie en goed. Maar ek dink ultimately die hele span doen elke ou doen sy deel. Van koerant na social media na kameras toe na shows soos Gooi Kole. Jy weet wat mense educate oor die program en. So ek dink die hele team doen 'n great effort om hierdie dag moontlik te maak op 'n dag. Ja, en soos ons kykers as julle kan onthou, ek en Brian was daar op die grond laas jaar. Ons het in ons golfkarretjie rondgery op die annual Ace, lekker smoky mee. Wat was dit? Brisket burgers. Brisket burgers geëet. Dit was fantasties. So ek hoor hierdie jaar het ons vir Hennies ook on board en hulle met hulle hondlager. Hondlager wat ons moet gaan try. So Gooi Kole, as ons hier klaar is, gaan kuier by annual Ace en vir julle volgende week 'n highlight episode van die dag gee. So julle moet definitief die volgende week mis nie. Ons gaan seker maak julle sien alles wat daar is om te sien. Maar back to what we're doing here. So vandag op die menu is kaas links, regs, bo en onder. Nice. Mevrou se harteval kry, sy frik oor kaas. So if you're counting your calories, vandag is hierdie dag om op Gooi Kole te wees, want dit is 'n cheeseburger dipped in a cheese fondue sauce. So kaas soos ek gesê het. Daar gaan ek cholesterol. Links en regs. So ek gaan die eie werk vir jou gee om te sny vir ons lekker ringe en ek gaan net ons broodjies deursny en 'n bietjie potjies kaas. Toasted buns is altyd net lekker. We got hot mayo net vir 'n sousietjie om dit bo te sit en of course in die fondue sal ek vir julle later sê wat ons daar alles ingooi. So julle moet net just stick around if you want to make this fondue sauce. Maar Johan, soos ons gesê het, jy het laas jaar gespeel en jy speel weer die jaar. En jy is lief vir golf, soos ek verstaan. Wat sien jy vooruit as jy nou hierso klaar is by Gooi Kole en jy's op pad na daai golfbaan? Vir wat sien jy uit die meeste? Ek dink soos enige golfer jy's excited die oggend. 99% van die tyd is jy nie so excited na die tyd nie, want ek gaan nooit soos wat jy beplan het. Jy kyk my YouTube klips se goed voor jy golfbaan toe gaan om jy lus te maak vir dit, maar nee, ek dink dis ultimately 'n goeie cause. En ja, ek dink maar net om jou kliënte wat jy hierdie jaar support, jou vriende wat jy hierdie jaar mee speel, almal op een dag bymekaar te hê. Ja. En ek dink ook maar die hele Emerald Sands platform, jou hele spanne goed op 'n bietjie van 'n social level meer te mingle en
jy weet ek dink ja, dit gaan regtig baie great wees. Ek dink almal is excited vir dit. Maar ja, ons sien maar uit om golf te speel. Hoopelik goeie golf. Ja, ek hoop ook so. Ja. Goed, soos ek gesê het, Gooi Kolle is as ons hier klaar is vinnig op pad en op pad Windhoek Country Club toe vir die annual ace. Maar ek en Johan het nog baie prepwerk. Ek dink ons skole is amper gereed om ons patties te brei en ons sous te maak. Maar ons maak gou 'n draai in die Kaap en natuurlik by die kus. So kykers, ons is net nou terug. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Hallo kykers en kollegas in die Gooi Kolle ateljee. Ek bring vir julle 'n bietjie rugby nuus vanaf uitsa wêreld. Die NRG het aangekondig dat Oranjemund op 3 Oktober die suidelike ronde en openingstoernooi van die 3de Ongos Valley Sevens kompetisie sal aanbied. Die toernooi wat nog stewig gevestig is as 'n nasionale sportgeleentheid, kombineer die passie van rugby met die waardes van gemeenskap, welstand en jeugontwikkeling. Na sy debuut in 2024, beloof vanjaar se Ongos Valley Sevens toernooi om groter te wees met beter voorbereide spanne, groter gemeenskapsbetrokkenheid en verhoogde insette. Die 2025 kompetisie het hoë opwinding gelewer met 15 topspanne van reg oor Namibië en ook die Weskaap wat deelgeneem het. Die Weskaapse debutante Wits Barbarians is uiteindelik as kampioene by die Haggie Geinkop Stadium gekroon nadat hulle 'n vasberade FNB Wanderers span met 14-12 oorrompel het om die trofee te lig. Die Ongos Valley Sevens word geborg deur Ongos Valley Development in vennootskap met die Namibia Rugby Unie. Die toernooi fokus op jeugontwikkeling en die skep van geleenthede in sport deur talentvolle sewe spelers te identifiseer en te vorm. Die manne kan Namibië uiteindelik op nasionale vlak verteenwoordig. Volgende keer gaan kyk ons hoe gaan dit met die voorbereidings van die spanne wat in die NRG Karas eerste liga gaan kompeteer. Tot dan groet ek eers, laat die kole knetter. Hallo Gooi Kolle kykers, Leandria hier, Alipas van Walvis Bay. Nou, ons is altyd op pad errands, so ons gaan nou net vinnig incheck saam met julle om vir julle te vertel wat julle nou kan verwag hier op Strandbraai. Nou, ons gesels saam met Juanita Witbeen en sy is die president van Netball Namibië. Nou sy vertel ons 'n bietjie van die play-offs wat dan nou geskeduleer is vir die 7de Maart. Die skoleliga, met die wat Capricorn nou nie meer deel is, of dat dan nou nie meer 'n Capricorn skole liga gaan plaasvind nie. En dan sê sy ook vir ons is 'n groot jaar vir netbal want ons netbal maak reg vir qualifications vir die wêreldbeker. So ons hoop julle geniet hierdie saam met ons. Tot volgende keer. We are looking at the 7th of March. There are some logistical things that we needed to sort out, exactly the same reason why we moved the date away from last year, November, so that we can just have
this little things that goes around the clubs and the federation should be ironed out, because it's a brand that we are carrying. And to be honest, we don't want to lose the sponsorship that we have. And by all means, we will try to protect it. We do not want to play the game and then come out and then there's jeopardy. A team was not considered and a reason was not considered. This was not. We don't want that. We want to clean everything. When we step, we play, and then we move on. Unfortunately, there's still a lot of areas that I'm saying in terms of compliance that we really need to look at. And as soon as we iron out that, I think we'll be able to run a great league within the region as well as the top flight. I think we need to go back to the drawing board. Once in long time ago, the system before Capricorn, there was a system that regions were zoned, regions played amongst each other and then had the finals at the end of the day. So it is just us going back to the drawing board with NSSU. Like I have been saying, that we are in the process of signing an MOU with them to better. For us, it's technical. What we want to do is we want to empower coaches, we want to empower umpires, we want to empower technical officials. But in the same vein, the minute we start getting involved in their structure, it gives them that mandate that the mother body is involved and they want better. So we just need to go back to the drawing board. And I think they had a workshop 2 weeks ago. Some structures have been reset. They're still finalizing the final documents, and once the final documents are out, netball will still continue in terms of school. It's just we will look at it from a different perspective, but a perspective that we as Netball Namibia encourage the corporates and everybody to come on board so that we can make a success out of it. Capricorn has been there, and we do applaud them and say thank you very much for. They've been there for a while now, and for believing in the girl child. And it is important that we continue what they have done. They have not left us without any experience. They have not left us without any hopes. They left us with a lot. So let's take what they have left us with and then just build on it and make it better. I think that's the best we can do. But going back to the drawing board and just getting the two houses together and ensure that we do the right thing for the school. We as a federation, with my executive, are put in place to govern netball in the country. And what we want is that we become professional. And that is one thing that we have been hearing over the newspapers. We've been hearing over last year, the whole year. The director has been saying that netball has been selected to be a pilot program for professionalization, and that means compliance. And compliance is the only way that rules and regulations can be stipulated. There will be a gray area. There's always a gray area. But it's important that we unite and work together. My region is the region that is currently under attack, unfortunately. But how do I leave 14 other ends, focus on one? That is basically what is happening. So for me, it is equally across the board. Then everybody else gets the treatment that they need to get. And some regions I can't penalize because I know they can do better. They can do better, so they need to just come to the party and assist Netball Namibia in putting out what is important for the region or the country at large in terms of netball. Also, it is a qualifying year for Netball Namibia to qualify for the World Cup 2027. We will be playing in Kenya from the 16th to the 26th of September. So this is a very important year. It will be our second, I would hope, way back from Joan Smith's time to ours, and it's a crucial year, and I would want Namibia to stand behind us. When we knock on your doors, please do come through, because we would need it. We would need all the backing that we can get, that the national team be preparing themselves for the qualifiers for 2027 in Australia. Ons groet Kaapse kole hier so uit die Kaap uit. Dis 'n mooi dag in die Kaap. Ons altyd 'n weervoorspelling maak. Gedeeltelik bewolk en matig. Ja. Dit beskryf dit dalk die beste. Steeds die goeie en regte weer om te begin oorskakel van 'n wit wyn na 'n rooi wyntjie toe.
So ek dink ons moet dalk dit deel maak van die wynvoorspelling, weervoorspelling. Ja, absoluut. Ja, ons het gebruiklik het ons 'n goeie cultivar hier op die tafel. Ons het laasweek Flottenburg met Pieter Steff de Tooy en sy familieplaas met hulle blend. En hierdie keer het ons gedink ons bly by die blends. En ek het die wynmakers het al so met oorgefluister, maar ek kan ons deel met die kykers ook is dit jy kry mos nou 'n liefde vir 'n pinotage of 'n merlot, Ja, dis reg, as jy ja. van 'n spesifieke cultivar hou. Maar die wynmakers, hulle vat baie keer so 2-3 cultivars en maak hulle vir die beste van die beste. Vir die beste van die een, bietjie meer 60% van die, 20% van daai. En dan kry jy 'n topklas blend. Ja. En so ons kop sommer hierdie keer af. Ons het nog nie 'n sport gepraat nie, maar dit is de Tooys Kloof. Ja. En as jy 'n goue stiekertjie het, dan maak dit ook nog Dan maak dit interessant, maar ek sien hier praat hulle van Ruby, Cabernet en Merlot en alles so. Ja. Kyk, jy vang As 'n mimos in 'n pinotage wip, ook by, ja. pinotage en alles en jy vang mimos in 'n wip met 'n goeie blend. Ek is baie lief vir 'n blend. Nee, ek admireer altyd die wynmakers wat vir ons met moeite al die so 'n bietjie kombinasies en hom mooi maak. En dit Tooys Kloof vir die wat dalk die Kaap besoek ook, as jy in die Kaap is, jy hoef nie net rondom Tafelberg te kuier in Stellenbosch nie of nie Parel nie, jy gaan deur die tonnel. As jy deur die tonnel is, daar op pad Woester se kant, dan kry jy die Tooys Kloof. Lekker daai valleie maak die lekkerste wyn. Maar hulle sê 6 maande op Franse eike. Ja. In eikevate. Ja. Ek wil net weet wie het die geduld om vandat hy dan nou reg is vir bottelering en so aan om 3 jaar te wag dat hy op sy piek is, want hierdie wyn is so lekker, ek sê nie kan 3 jaar wag. Nee, hulle sê dat hy's vir die volgende 3 jaar is hy op sy beste om te benut. Maar jy hoef nie 3 jaar te vat om hierdie bottel te benut nie. Jy kan hom in een sessie hanteer. Maar in ieder geval, dit is die Tooys Kloof topklas wyne, maar ek weet dat 'n paar van die wyne ook gevloei. As ons nou weer die cricket is aan die gang, maar ek moet hom so ver as terug gaan. Ek dink hulle moet 'n reël maak as jy die gasheer in 'n T20 wêreldbeker wen, dan moet jy sommer sê jy het klaar die titel. Jy gaan uit op 'n hoogte. Want ek weet daar's baie cricket wat nog gespeel word en nog gespeel moet word en alles is nog nie verlore nie. Die Proteas het nog niks gewen nie. Maar as ek so 'n treetjie kan teruggee, daai wen teen Indië. Dit is dan indrukwekkend. David Miller, hy wys wat sy cricketspelers is. Ja, en dis maar altyd so interessant as jy hoor die kommentators begin met iets Miller dan weet jy, hy is op vorm. En dit is 'n speler wat werklik al gewys het keer op keer, hy is op vorm op die regte tye. Voor die toernooi het hulle gepraat oor Quinton de Kock en Aiden Markram. Daar's sekere spelers waarop jy staat maak, maar ek dink wat die Proteas besig is om reg te kry, hulle het 'n baie goeie balans in bal aanval en ook kolwerk. En hulle is op 'n goeie plek en ons hoop die vorm hou aan vir die regte keer. Hierdie keer kry ons nie die silwer nie. Ons hou duim vas. Ons moet duim vas en ons sterk duim vashou Sondag, want Sondag is 'n groot een teen die Buurman en dit is Zimbabwe wat loer vir die Proteas. Hulle sal eers daar moet verbykom. Ja. En maar dit is 'n groot is. Ons is vorentoe kyk sterkte vir die Proteas. Ja. Maar daai's eintlik ook as ons nou so vinnig net dit kan noem, wel dan hande klap vir Zimbabwe. En Australië is klaar by die huis. Ja, vriend en vyand is verras deur hoe hulle dit doen. Ja. En ek dink weer eens, ons praat oor individue. Daar's soveel spelers in Zimbabwe en ek kyk natuurlik na hulle kaptein ook, die manier wat hy lei, die manier hoe hy sy spelers motiveer. Ek het na 'n toespraakie of so 'n klein geselsie geluister na die tyd, na afloop van die Australiese oorwinning ook, waar hy gesê het, nobody gave us a chance. Ja. Nobody gave us a chance entering the competition and here we are. En ek dink dit is die groot ding. Hulle is besig om hulle self te verras, maar vriend en vyand is verras. Nee, absoluut. Nee, dit is lekker vooruitsig, maar ons gaan Sondag nou weer lekker die vierde aansteek. Dit is ons gooi kolle in die Kaapse kolle, altyd met 'n goeie cultivar. En net so ook daarom moet ons noem, dis 'n groot mate van wat die naweek aan die gebeur is ook, is groot rugby. Ja. 6 nasie vat 'n asem, so ons kan 'n bietjie daar rus. Hulle speel eers weer die volgende naweek, maar hierdie komende naweek 2 groot derbies, baie groot en niemand weet wat die naweek gaan gebeur as jy kyk wat die vorige naweek gebeur het nie. Want niemand het verwag dat die Lions van die Sharks wen nie. Ja. Nou met die Stormers teen die Lions gaan speel en hulle het verloor teen die Sharks en al daai goeters. Ja. En die Lions het weer ver teen die Bulls verloor en die Bulls speel tuis teen die Sharks. Heel de mekaar, maar om op te som op Loftus, die Sharks gaan Loftus doen. Bulls tuis op Loftus teen die Sharks, Lions tuis teen die Stormers. Ja. Wat dink jy daar? Dit is 2 groot derbies. Arrie, ek wil nou amper vir jou sê die idee dat jy nou daai prentjie probeer skets het is amper hoe ek voel oor wat die uitslag kan wees ook. Dis die mekaar, dis verwarrend.
maar dis opwindend. Lekker. Want met hierdie uitslag van die vorige naweek waar die Leeu's die Sharks geklop het, maak dit eintlik nou die deur oop vir die ander spanne om bietjie op te vang, want die Suid-Afrikaanse skild is nou nog steeds op die spel. Die Sharks kon dit die vorige naweek gebyt het, maar helaas die Leeu's het harder gebrul as wat die Sharks kon byt. En ek reken net dat hierdie blaaskans en breek wat van die spelers nou gehad het en spanne ook gehad het, dink ek het op die regte tyd gekom vir 'n span soos die Stormers. Vorige mense het al heel wat spelers wat so bietjie niggles gehad het en pyne en goeders, nuwe spelers wat natuurlik bygekom het vir die Stormers. Dis vir ons hier in die Kaap baie goeie nuus. Vir die Bulls dink ek daar was so bietjie agter die skerms harder gewerk as wat nodig was om op die veld te werk, maar dit gaan interessant wees. Die een ding is seker, die uitslag kan niemand vooruit waag om te bepaal nie. Nee, dis lekker vooruitsig, so daar's lekker sport die naweek. So ons gooi kolle, ons het 'n goeie rede om lekker vuur aan te steek en dit doen ons verseker en ons gebruik altyd 'n Namibiese hout wat jy kry dit in die Kaap. Daar's dit mense wat gaaf genoeg is om met groot lorries alles hier oor die grens te bring en dan kry ons dit hier so ons kan Namibiese hout en ons het Namibiese verversing soos wat jy altyd praat van daai kraanwater en dan het ons goeie versnitte so dit toe stoof hier. So ja, lekker vooruitsig van die naweek. Ek kyk dit rugby en goeie rooiwyn en vure wat brand. Definitief, die balans is in die orde van die dag. Ja, dis balans, wat gaan daaroor en ons kuier weer by Kaapse Skole volgende week. Groete tot dan. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Welkom kykers, ons is by die gedeelte waar alles mooi bymekaar kom, ons wit sous is klaar. Yes. Alles wat ons daarin gegooi het, as ek reg kan onthou. Dit is Kaas. Kaas. So ons botter gesmelt, bietjie meel ingegooi, melk en kaas, cayenne pepper, sout en peper, mosterd en nog kaas. So hy het so 'n lekker creamy. Hy lyk soos 'n Hy trek al soos Hy lyk soos daai van toe. So ek kan nie wag vir alles om bymekaar te kom nie. Maar jy het ons patties gespys. Jebel. So jy kan dit vir ons op die kolle gooi. En net hierna gaan ons burgers toast en dan ons burger bymekaar sit. I cannot wait to show you the presentation. Maar kom ons Ek het nog nie fondue burger gedoen nie, maar dit klink baie lekker. Hey, mens try nuwe goed en probeer maar op gooi kolle. Kyk Patricia na TikToks, nee. Doen nogal wonderlike goed. TikTok en Facebook deesdae, it's making a comeback. Nee? Ek voel Facebook maak 'n comeback because most of these ideas kom van Facebook af. Dink daar is 'n ouetjie op Facebook, Over the Fire is sy page se naam. As julle daar's nog wel redeliker 'n paar resepte wat 'n mens kan gebruik. Nee, definitief. Maar jy kan dit nooit ingredient vir stap vir stap vat nie. Jy moet maar jou eie toast gee. En die ding van as jy dit op Facebook doen, meeste van hierdie pages is oorsee, so hulle het ingredients wat ons nie hier het nie. Presies. So you're forced to improvise. Ek dink die goeie ding van goeie kolle is jy maak 'n ding en dan kom hy lekker uit, dan weet jy nooit hoe jy dit gedoen het nie. Presies. So nou kan jy net teruggaan en kyk hoe ons dit gedoen het. Dan doen jy presies dieselfde. En daar is hierdie jaar gaan ons weer 'n nuwe resepteboekie uitbring vir 2026 en ons gaan definitief hierdie burgers op dit sit sodat julle dit by die huis kan probeer en natuurlik is die chatbot daar vir alle resepte dwars deur die jaar, laas jaar se resepte en die jaar se resepte. Maar back to why you're actually here on Gooi Kolle, die annual ACE, soos ek sê, jou voete brand om daar uit te kom.
vir mense wat nou nie geweet het Annual Ace begin nie en hulle is nou seker so teleurgesteld dat hulle nie deel van dit kon wees nie. Ons hoop daar's een weer volgende jaar. Nee, ons gaan elke jaar. Ek sal voorstel wat ons verlede jaar gedoen het, en ek dink wat hierdie jaar 'n sukses gemaak het, is met verlede jaar se prysuitdeling toe op maar e-tickets. Het die tickets klaar live gegaan vir die volgende event. So wat ek sal voorstel, na vanaand, gaan op e-tickets en koop jy 'n kaartjie, boek jou span vir volgende jaar. Want jy gaan definitief uitmis. Dit gaan elke jaar raak dit groter en groter. Die goodie bags wat die spelers kry, die pryse raak net bigger and bigger. So moet definitief uitmis. Great, soos julle daar hoor, julle kan al van môre af, even vanaand ook, kan julle tickets koop vir volgende jaar se Annual Ace. Soos julle hoor, die pryse word net groter en groter en ek dink ook die sponsors sien die value in dit. Definitief. En dit trek ook nuwe sponsors wat nou natuurlik die groot pryse en die goodie bags vir die spelers. Maar wat ek wil bysit, al speel jy nie vandag nie, kom nog steeds na die veiling toe vanaand. Daar's regtig great dinge wat jy kan koop. En ek bedoel, daar's 'n groot surprise wat ons vir julle gaan hê by die veiling. Okay. So, maak 'n draai vanaand by Winter Country Club. Prysuitdeling is so tussen 5 en 6 en dan die auction is daarna. Maar daar's regtig baie nice goed om te koop en julle gaan dit kry teen 'n giveaway prys. Dis regtig. En dit is 'n goeie kos. Mag jy vir ons sê, miskien so een of twee goedjies wat op die auction is? Jy gaan dis 'n lounge setup. Dis al wat ek gaan sê. Okay, dit klink intriguing. Ja. So definitief as jy deel wil wees van hierdie auction en ook net om die vibes te voel van die loop van die dag moet jy definitief 'n draai kom maak. Yes. Miskien sien jy vir ek en Brian daar so en vir Andrew daar so ons rond hardloop en miskien kry ons weer ons 'n golfkarretjie om ook rond te ry saam met julle. Ja. Maar Johan, soos natuurlik het ek nou vandag se menu gekies, maar as ons nou weer vir jou kon gevra het, wat sou jy op die kolle gegooi het vir ons? Ek moet seker maar iets anders sê hierdie keer want ek sê altyd styk. Wat is die regte meal vir 'n golfer? Ek het deesdae het ek 'n craving, nê. Vir mushrooms met knoffel en kaas in, maar lekker groot brown mushrooms en dan met 'n lekker gebraaide mielie. So mielie op 'n vuur met 'n aromat, nê. Ja. As 'n side piece. Ja, so actually myn dish vir jou los want jy doen regtig 'n great job met dit. Maar ek sal mielies en mushrooms met baie kaas weer eens. Kaas seems to be the main recurring ingredient in meeste van die goed. Ek dink vir die paar gooi kolle episodes wat ons nou al gehad het, was kaas nog altyd involved. Ja. So daar weet julle, met kaas kan jy nie verkeerd gaan nie. Ten minste die probleme, nooit te veel nie. Presies. Okay, Johan, net vir ons kykers om 'n bietjie meer van jou ook te leer ken, wat miskien het hulle ons vorige episode saam met jou gemis. Soos ek gesê het, jy is lief vir golf. Dit is iets wat jy ook nie net by Annual Ace doen nie, maar dwars deur die jaar as jy kans kry as jy op die golfbane. Nie so hardop sê nie, ek suppose om te werk. Dis veronderstel om te werk, maar okay, ek dink jou baas sal jou vergewe net vir vandag 'n bietjie eerlik te wees. Waar het hierdie liefde van golf vandaan gekom? Ag, van kleins af. Ek bedoel ons het in Durban groot geraak en jy weet soos as jy 'n kind, jy loop aan die strate rond. En daar was toevallig was naby ons huis was daar so driving range geweest. En ek onthou my broer het nog gespeel, so ek het so kwaad geraak want hy kan die bal raakslaan, ek kon nie. Maar ek bedoel dis maar enige sport ding het ek en my broer en my pa maar alles saam gedoen, van golf, cricket, squash. So dis maar altyd 'n ding, maar ons was maar as jy verveeld is dan in plaas dat jy nou nonsens aanjaag, doen nou maar eerder net sport. So cricket en golf was maar altyd deel van ons weekly of daily routine. Ja. Maar ja, dit kom maar van kleins af, maar ek dink dit is maar 'n sport om 'n sportliefhebber te wees. Behels dit maar enigiets met hand-eye coordination, ball skills. So enigiets met 'n bal eintlik is maar golf is maar toevallig een van dit. Ja. Nou, ek het nog een laaste vraagie voor ons by die opskepwerk kom. Ek verstaan nie golf nie. I know absolutely nothing. I just know you need to hit the ball in the hole. Ja. And I think the less times hits you take to get the Die ball minder in, the hoe beter, ja. Vir jy wat nou golf verstaan, wat golf speel, wat is beter om op die veld te wees of geniet jy dit nog steeds om die golf ook te kyk? Ja, nee, op die veld is definitief beter. Maar ja, my vrou sê ek maar dis die boringste ding om te kyk op TV, maar ek bedoel jy kyk toernooie van 'n donderdag regdeur na 'n Sondag toe. Selfs soos 'n toets in 'n cricket of iets soos dit, maar
Jy moet maar die sport verstaan om dit te kan kyk op TV. So as jy nie regtig weet waaroor die leaderboard gaan en nie, dan gaan jy nie regtig die full experience van dit kry nie. Ja, definitief. Maar ja, definitief om op die baan te wees is beter. Ek weet my pa het ook maar altyd sê man, hierdie pros, hy sal vir pros op 'n golfbaan plekke wys wat hulle nooit eens gesien het nie. So hy was nie heeltemal noodwendig in die fairway die hele tyd nie, maar ja. Dit is maar gesegde wat hy altyd gebruik het, ja. Okay, well, ek sal eendag hopefully bietjie meer verstaan van golf, maar ons los maar daai ekspertise in jou hande, dat jy maar die golf expert bly. Maar kykers, ons patties lyk asof hulle mooi bymekaar kom. Is amper tyd om ons burgers te bou en ek weet Brian en Andrew kan nie wag om ook te veel kaas vandag te eet nie. So moenie beweeg nie, as ons terugkom gaan ons almal lekker saam sit gesels en dit lekker kos eet. Welkom terug kykers. Ons is hier weer saam met Johan Geldenhuys van Synergy. Ja, so Johan, wil jy net vir ons dalk weer noem van al die pryse en so, dis opwindende pryse wat julle daar by die golfdag het? Kyk, ons het daar's top 5 kry pryse. Daar's 1 of 2 wat bygekom het, so ek skat dit kan seker top 6, 7 wees, maar jy wil nie alles voor die tyd spoil nie. Ja. Maar ek dink die grootste dag is natuurlik oor die course, dis eintlik waar dit gaan. En jy weet om 'n bietjie synergy te hê op die golfbaan. Excuse the pun, maar dis eintlik presies waar dit gaan. Maar pryse is holy one. So jy kry op die 9de gat het ons 'n broadcast gat wat ons Sportrap NTV span wat jy gaan cover. So daai is van Exco, so jy het 'n brand pakket wat jy kan wen by Exco as jy holy one slot. En dan gat om 'n 17 is Castle Light. Daar wen jy free beer vir die jaar. So ek bedoel jy kry gratis bier vir 'n hele jaar lank. Ja. Sheldon Hof Natuurlik Castle Light en dan Synergy Marketing is by gat om 'n 3 wat jy 300 000 rand se marketingpakket kan wen vir jou company. So of jy nou Palace wat saam speel of jy nou vir 'n maatskappy speel, die speler in daai span wat hou aan slat, daai company wen daai pakket. So ek bedoel 300 000 rand se bemarking gaan ver hoor. Jy kan baie doen met dit. Spaggeld. Ja. Spaggeld. Ag en die ding is dis waar Synergy inkom. Ek bedoel die ekspertise goed van die span. Hulle bou 'n pakket vir jou. So jy kan vir 'n hele jaar lank kry vir die marketing. Ja. Dis great. So sê my gou, jy is mos ook betrokke by cricket en so die ouer 40s cricket, so wat jy ook speel. Sê nie maar ja. Moenie hardop sê. Ek dink hulle probeer dit adverteer. Soek hulle meer mense. Nee, wel, ek bedoel almal raak oud, so ons gaan outomaties mense kry, dis 'n given. So dis nie laat ons eintlik ouer 40s moet gaan soek nie, maar jy soek goeie talent. Ek dink veral ek's 'n trotse Mamba speler. So die Groen Mambas, ons het nou hierdie jaar vir eerste keer Divisie 1 spanning geskryf. Okay. So ons het al die jare Divisie 2 gespeel en Divisie 1 is maar baie nice oor dis 'n liga vir kinders. So jy moet elke span moet 5 kinders tussen 13 en 16 jaar in die span hê. So dis 'n baie goeie development liga. En ja, ek bedoel dit gee dalk nou 'n bietjie van 'n geleentheid vir die senior manne om bietjie kennis en skills goed af te dring op die kinders. Ons saam met hulle op die veld te dra vir. Ek bedoel, hulle hou jy nogal jonk. So jy voel nou seker op 'n Sondag na 'n game as wat jy sonder kinders voel. Want hulle is live en chirpy en hulle hardloop goed. Hulle gee jou tweede asem. So jy hardloop meer uit adrenaline uit as vrywilligheid om dit so te stel. Ja, jy moet hom al by die kinders by. So jou liggaam voel dit Sondag, ja. En vir die ouer 40 cricket is daar bietjie iets in die pipeline hierdie jaar wat julle na toe werk. Ja, so dis nou daar was verlede jaar Wêreldbeker in Pakistan gewees. En dan 15 Oktober tot 1 November hierdie jaar is in Guyana in West Indies. 15 Oktober so, ja, dit was veronderstel om Barbados te wees, maar hulle het geskuif. So ja, ouer 40s is dan maar besig met spelery tussen mekaar. Daar's natuurlik klomp ouens van die noorde by die kus en Windhoek en ek bedoel die ouens speel in hulle eie klub. So jy kry nie regtig geleentheid om saam te speel met mekaar nie. So ja, ouer 40s is besig met 'n plan om bietjie meer selection, jy weet, makliker te maak. Bietjie meer internal trials te doen tussen die spanne en natuurlik 'n hopelike wenspan te stuur. Die ouer 40s het in Suid-Afrika baie goed gedoen. Hulle het die bal gewen, die finaal. En hulle het eintlik deur die groepstages het hulle Suid-Afrika geklop. Suid-Afrika toe gegaan om die Wêreldbeker te wen. Wow.
So ek bedoel die talente goed by die ouer fotties is nog goed. Okay. Jy weet, dit is nog jonk, maar nie jonkie. Ja, is nog daar. Nou vertel ons, is jou plan om ook deel van die span te wees met hierdie as ons gekies word, ja. Spele vir die Mambas wat jy nou seker maak jy bly fiks en alles? Ja, so dit gaan maar baie op stats ook wat hulle nou maar trek deur hierdie seisoen van die 30 ouers. Okay. Daar's ouens wat Premier League ook speel, nog by United, Wanderers en. So ek bedoel, dit gaan net maar oor stats, maar jy gaan net maar intern gaan neutraal sê. So touch wood, ek bedoel as jy goed genoeg is word jy gekies, maar ek dink dit is maar eintlik 'n bucket list. Jy was by Barbados gewees. Yes. Die hele idee is dat Brian saamgaan van Sportrap se kant af. So ek bedoel enigiemand van locally, ons moet nog borge goed aan boord kry. So dis nou dieselfde storie as die vorige T20 World Cup. Brian gaan saam met 'n spanlid en ek bedoel ons cover daai name wat aan boord kom, kry exposure reg deur daai toernooi. Voor die toernooi, gedurende die toernooi, na die tyd. So ja, ons sal nog definitief binnekort begin maatskappye benader en hopelik aan boord kry, ja. En datums is wanneer? Oktober tot? 15 Oktober tot 1 November. Ja. 15 Oktober tot 1 November. Wel, okay. Julle ken ons is nou amper daar by my gunsteling deel van die show. Patricia het nou vir ons kom gesignal dat ons praat bietjie te lank en die kos raak koud. So kykers, bly geskakel. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, dan is ons nou terug by julle. Okay, kykers, ons is terug en soos julle weet, die is my gunsteling deel van die show. Ek dink jy was op ons eerste episode, né? Van Gooi Kolle. Ja. Eerste seisoen. Ek dink jou breiskills het geïmprove. As ek moet sê. Wat fout met dit? Maar ek dink kom ons sê party mense sê mos jy moet net voortbou. Party mense sê mos 2025 se levels is ons is nou in 2026. So hierdie levels van kaas, dis 'n hele bak. Hy staan tot ek weet nog nie as die kykers kan my swaar joh. Is net kaas en is burgers en ek hoop julle kan sien wat ons sien want kameraman, wys die mense wat Patricia en Johan van Samagat. So Johan, vertel 'n bietjie die kykers, wat gaan aan hier so van hierdie ding is baie swaar. Cheeseburger met 'n cheese fondue. Yes, cheese fondue sauce. Ja. Okay, Perry, more detail. En dan sien jy die hierso. Want dit is net kas en kas en kas. Cholesterol gaan skyrocket. Soos ek vir Johan gesê het, jy kan nie verkeerd gaan met kas nie. Te min kas is altyd die probleem. Ek stem. So the more cheese the better. En ek het ook net gedink, I want something messy vir Gooi Kolle dit keer. En okay. What better than a cheeseburger dipped in a cheese fondue sauce? En ons weet daar's baie mense wat altyd burgers met is jy een van hulle met die mes en vark en Nee. Want jy moet Dit wel eet 'n choppie met 'n mes en vark, jy kan nie. Kan nie. Jy moet jou vingers aflek na die tyd. Yes. Andrew, presentation, hoe lyk jy vir hoe voel jy oor? Ja nee, dink jy dit kan beter gedoen word hè? Well done. Trisha. Well Ek het done. hulp gehad. Ja nee. So ons kry maar klaar die bordjies van ons het lank gewag vir julle het bietjie lank gevat met hierdie burgers hè. It needs to be perfect. Okay, it is so smooth. Perfect weer. Okay, Johan, is daar nog enigiets wat die kykers moet dalk weet van Annual Ace? Ek dink Wanneer nou persoonlik moet ons gaan? Kom maak 'n draai by die golfbaan. Bro, die baan is in 'n great toestand. Dis lekker groen vir 'n slag. Jy weet jy sien min groen plekke in Windhoek. Maar kom maak 'n draai en soos ek sê, kom deel die auction goed by en kyk wat se goed daar is. Dit gaan regtig vir 'n goeie kos. So maak maar daai beursie leeg. Dit is tog payday. Dit is 'n great tyd om te kom. Asseblief. Okay, en dink jy iemand kan die hole in one regkry? Dink jy? Wel, ek het al gesien dat 'n ou hom al die pad op die grond slaat tot teen die vlag en in die gatte. So ek het nog nie enige geslaan nie. Ek het al baie naby gekom, maar enigiets moontlik, né? Okay. Soos hulle sê, nou ek likes nie die dik stuk. So ek gaan mina afval. Dit raak messier, maar Julle moet hap op kamera. Julle moet dalk net hierdie honest opinion kry op kamera. Dit raak messy, né, maar Dis het doel. So moet maar
Ja? Oh. Ik ga nog niet op het ding. Ik ben op het ding. Gelukkig dat ek hier 'n baard. Patricia, hap. Oh, hele baard is net voor soos. Tak. Daar sy. Daar sê Patricia. Sy weet om reg Is ek skoon? Ek voel nie so nie. Jou baard alles is reg geskop. Ja. Dit is baie lekker. Maar dis heerlik. Dit is Andrew lyk nog as fyn. Jy, hoe eet jy so mooi? Ja, maar jy skaar sous op. Kameraman, is ek fyn nog? Ja. Hy lieg, hy sê vir my ek is fyn. Nee. Yo. Never trust the cameraman. Never trust the cameraman. Oh, wow. Perry, kom ons weer sien. Dis baie lekker hoor. Ah, kijk eens, dit liggen, dit zal nog klaar raken. Kijk net, ik zal na die show, zal ik schoon gaan maken. Maar zoals Patricia gezegd, ik denk die is die meest wat ons ooit op Goeie was. Ik is bij excited voor die sly. Kan niet wachten om die sly achter die camera's te eten. Maar, ons zit onze shots hier zo. Zoals ik verstaan, hier is lion in the mouth. Wat? Lion in the lion. Focus. Oh, wacht, kom ik lezen. Wat heb ik gezien? Ding is lion iets. Ja, lion mane, mushroom cacao, apple cherry, focus. So. Ja, tot allemaal met focus voor de golfdag? Voor de golfdag, ja. Zoals nodig hierdie shot voor focus. So kijkers, ons zien jullie bij die country club voor de annual Ace Golfdag, zoals Jan gezegd. Kom chill samen met ons, we gaan een lekker dag wees. Ons allemaal gaan daar wees. En ons check jullie daar maar van nou, ons gooi cola. Gooi cola.